Goeiemiddag julle, en baie welkom terug. Ons gaan vandag bietjie kyk na Openbaring 12. Dit is 'n baie interessante stukkie geskiedenis, maar voordat ons begin, kom ons bid net gou saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir weer eens 'n geleentheid wat ons saam kan sit en meer van U leer. Here, ons wat nog deel is van hierdie wedloop, wil ek U vra om ons te seën en om ons harte en ons verstand oop te maak, so dat dit wat U vir ons leer, Here, dat ons die waarheid kan sien daarin en dat ons altyd in U weë sal loop. Amen. Ons sê. Okay. Kom ons gaan kyk gou na Openbaring 12. En jy sê dis nogal 'n redelike stukkie van vers 1 tot 17. Kom ons lees hom net gou saam. Soos wat ons hom lees, dan kyk bietjie met julle eie profesie oë. Dit wat ons nou geleer het en so aan van wat is 'n vrou, wat is 'n draak, wat is dit, wat is dat. Kyk bietjie hoe kan julle hierdie hele stukkie self ontmasker. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra dit sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklag voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van 'n groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou sê. Baie dankie. Nou goed, kom ons kyk gou hierdie hele stukkie wat ons nou gelees het, het basies 3 fokuspunte. Die kind, die vrou en die oorblyfsel. Jasper, klink hierdie ding nie bietjie snaaks vir julle nie? Of is dit net in my ore? Ja, as omdat ek doof is in hierdie oor, dan klink dit vir my verskriklik vreemd. Skus julle, dit moet uitgeëdit word, die stuk hoor. Okay, daar is basies 3 fokuspunte, die kind, die vrou en die oorblyfsel.
Nou in Daniël 7 en Openbaring 13 vers 1 tot 10 is die fokus op die aardse magte wat Satan God se volk vervolg het, né? Maar in hierdie hoofstuk sien ons dat die werklike vyand van God se volk is eintlik Satan. Dis nie die wêreldse magte nie, want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, né? En die owerhede daarvan. Nou kom. Kom ons kyk gou-gou hier is nou 'n bietjie 'n lekker agtergrond. Kom ons kyk gou-gou na die Exodus agtergrond en ons kyk nou na hierdie een. So dit is nou 'n bietjie om tipe en antitipes met julle deur te gaan. Eerste een, die Exodus agtergrond. Kom ons kyk gou-gou. Die profesie sê vir ons, God sê sy Ou Testament bruid word gelyk met 'n pragtige vrou. God het in die Ou Testament met Israel getrou. Die vrou is God se bruid en die Vader het Jesus in die baarmoeder van Maria ingeplant. OK, Jeremia, gaan ons die versies lees op? Kom ons lees hulle maar saam. Die mooie en die verwende verdelg ek, die dogter van Sion. OK, die vervulling daarvan is Openbaring 12 vers 1. Kom ons lees die vers. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. God se bruid is die kerk. Jesus was die saad van Abraham en Dawid. Jesus het een keer gesê dat die redding is van die Jode. Met ander woorde, Jesus is gebore uit die geslag van die Joodse nasie. Dit wil sê uit die Ou Testamentiese kerk uit, né? OK, tweede profesie is God se kinders het in barringsnood uitgeroep weens die bittere slawerny en die wrede taakmeesters. Kom ons lees gou die vers. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerlei werk in die landerye. En al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. Nou goed, Israel het verlang na die geboorte van 'n verlosser, né? God se volk was in slawerny in 'n vreemde land. As hulle nie verlos is nie, kon die belofte van die saad nie vervul word nie. Kom ons kyk gou na die vervulling van hierdie profesie. Die vervulling van hierdie profesie is, toe Jesus op die punt was om in hierdie wêreld gebore te word, was die hele mensdom in slawerny van sonde. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Openbaring 12 vers 2 beeld die vrou uit wat in barensnood verlang en na 'n verlosser verlang. Derde een, Israel was verslaaf deur Farao en die groot draak. Ek het nou gedink daai prentjie is nou so gepas met die Egiptiese draak, né? Nou wat is die vervulling? Dan kom ons kyk gou eers die versie. Kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak, wat in jou strome lê, wat sê, my stroom is myne, en ek het dit vir my gemaak. Maar sy so Farao word gesien as die draak, né? En die vervulling daarvan is, God se volk was verslaaf deur die aanklaer van die broeders, die groot draak, die ou slang, die duiwel en Satan. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Awesome. Die vierde een, dit is nogal 'n lange enetjie, maar dit is interessant om aan deur te werk, né? Die volgende een is, die profesie sê, 'n verlosser is gebore uit 'n vrou met die naam Moses. Nie die vrou se naam nie, die verlosser se naam is Moses. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Awesome. En die vervulling daarvan was 'n manlike kind is uit 'n vrou gebore. Die vrou verteenwoordig in hierdie stadium die Joodse kerk. Jesus was die saad van Abraham en Dawid. Dit beteken dat Jesus uit die Ou Testamentiese kerk gebore is.
Om hierdie rede het Jesus vir die Samaritaanse vrou gesê dat redding is van die Jode. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Volgende enetjie. Die profesie sê vir ons dat Farao vrees om sy troon aan 'n verlosser te verloor. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. Hulle het vir Farao die voorraadstede Piton en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. En die vervulling daarvan, wat nou toe die tipe en die antitipe daarvan is, Herodes vrees om sy troon te verloor. En toe hulle teruggegaan het, dit is die wyse manne, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak." Volgende enetjie was, die profesie sê vir ons, Farao maak die babas dood om van die verlosser ontslae te raak. Maar Moses word in Egipte beskerm. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê: "Al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe." En wat is die vervulling daarvan? Onthou julle? Vervulling daarvan is al die babas wat deur Herodes doodgemaak is om van die verlosser ontslae te raak. Nee? Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Sien. Die volgende profesie gaan oor God het Moses en Israel uit Egipte uitgeroep. Toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad en uit Egipte het ek my seun geroep. Nou goed, die vervulling daarvan was, Jesus was beskerm in Egipte van waar hy uitgeroep is. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet. Uit Egipte het ek my seun geroep. Dis wonderlik, né? Hoe die twee met mekaar ooreenstem. Volgende een is, die dood van die lam dui op die verlossing. Moses het toe aan al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê: "Gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die Pasga. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk aan die bodrempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat die skottel is, maar niemand mag uit die huis uitgaan deur wat sy huis uitgaan Tot die môre toe nie. Kan ek ons sommer verder lees? Okay. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. So, die lam dui die verlossing aan, nê. En die vervulling daarvan is Jesus word deur Johannes as die lam van God voorgestel voor sy doop en Paulus vertel ons dat Jesus ons Pasga is. Die volgende dag sien Johannes Jesus daar om te kom en sê: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." Okay. Die volgende een is, Israel is in die Rooi See gedoop. Want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. En die vervulling daarvan is, Jesus is gedoop in die Jordaanrivier. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim
En meteens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. Dan sê die volgende enetjie is, Moses het vir 40 dae op die berg in die woestyn gevas. En hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte en hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie. En hy het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geskrywe. Wat dink julle is die vervulling daarvan? Dis korrek. Dis korrek. En vir hoe lank, oom Franco? Vir 40 dae. Dis reg. Jesus gaan in die woestyn en vas vir 40 dae en word op 'n hoë berg geneem. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand hongerd geword. Dan sê, volgende een is, God het vir Israel 'n wet van die berg af deur Moses gegee. En daarna het al die kinders van Israel nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here met hom gespreek het op die berg Sinai. En die vervulling daarvan is die bergrede. Jesus verduidelik die wet van die koninkryk van sy Vader in die bergpredikasie. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom gekom. En dis eintlik waar hy vir die mense die hart van die wet geleer het. Waaroor dit eintlik gaan, né? Volgende profesie is, die gesig van Moses het op die berg het geskyn terwyl hy met God gepraat het. En toe Moses van die berg Sinai afdaal, die 2 tafels van die getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met hom gespreek het nie. In die vervulling daarvan, die gesig van Jesus het op die berg van verheerliking geskyn, toe hy die stem van God gehoor het. En dit is nogal interessant, dat Moses ook op die berg teenwoordig was, né? Dis reg. En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Die volgende een, Moses tree in vir sy volk, om sy eie lewe basies op te offer. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wil vergewe, en so die delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. En wat is die vervulling daarvan? Dit is Jesus is die groot voorbidder ten gunste van sy sondige volk. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Dan die laaste enetjie. Moses bring water van 'n rots af. Bring manna uit die hemel en rig 'n slang op wat Israel in die dood red. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. En die vervulling daarvan is, Jesus is die rots waaruit die water spruit. Hy is ook die manna uit die hemel en hy is ook die slang wat in die woestyn opgehef was, né? Nee. So dit is nogal interessant hoe jy daai storie wat daar so gebeur het met die hele verhaal van Jesus half met een kan sit, né? Nee. Dis interessant, ek wou dit net met julle gedeel het. So kom ons kyk gou na 4. Kom ons lees ons versie daarvan. Skus dat ons nou nie dit uitlaat nie, wat belangrik is. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. En hy het van die Here gekom en dit is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. So kom ons kyk gou daarso is 4 elemente wat ons gaan bespreek nou. Die eerste een is die vrou, wat dan die kerk is, en dan gaan ons kyk oor die draak, en dan die enmity tussen die twee. Maar kom,
So kom ons kyk gou na die eerste element, die vrou. Van watter stadium van die kerk word hier gepraat? Is dit die Ou Testamentiese kerk of is dit die Nuwe Testamentiese kerk? Tussen Testament. Dit is die Ou Testamentiese kerk. Ek gaan nou vir ons oom sê hoekom. Want toe Johannes die vrou sien, was die kind nog nie gebore nie. En die kind is Jesus, né? Dit sal goed wees om te onthou dat ons in die Ou Testament baie vroue en baie verlopige saadjies, vroue as kerke nou, nie, baie verlopige saadjies het, wat die vrou en die saad van Genesis 3 vers 15 vooraf skadu. Wat word voorgestel deur die son van die vrou, wat die vrou klee en die maan waarop sy staan? Die antwoord word bepaal deur die betekenis van die groter lig en die minderlike lig. Onthou julle wat ons mos gepraat het, né? Die son, okay goed, die son is die groter lig en die maan is die mindere lig, the lesser light. God het toe die twee groot ligte gemaak. Die groot ligte om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag. Ook die sterre. Awesome. So met ander woorde, die son verteenwoordig Jesus Christus, die groter lig, né? Waarna toe alles eintlik na toe gaan. En dan sien ons ons lees dit gou-gou daar om seker te maak ons is reg. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. En daar's nog ander verse wat ook sê, wys dan na dat Christus is die son. Nou kom. Dan die volgende een is die maan. Die mindere lig is die Bybel wat van Jesus getuig. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Awesome. Want hoe werk dit? Het die maan sy eie lig wat hy uitstraal? Nee, dit is die weerkaatsing van die son. So, die maan getuig basies van die son, om het so te sê, né? Net soos wat die Bybel getuig van Christus. Ok, hoeveel vrouens is daar? Daar's net een vrou voor Jesus gebore is. Net een. Daar was nie klomp vrouens voor Jesus gebore, daar was net een. Dis die Joodse volk. Dit is toe die kerk vir 1260 jaar vervolg is en wanneer die laaste oorblyfsel vervolg word. So daar's net een vrou. Van die begin af tot en met die einde toe, daar's net een vrou. God het net een ware kerk deur al die eeue heen. Dispensationalisme was heeltemal verkeerd as hulle sê dat God twee onderling skeibare volke het. Daar is net een Messias en net een volk van die Messias. Dieselfde draak is ook aktief in al die ander stadiums, wat dieselfde probeer misleidings inbring. Hy is oral is aktief. Kom ons kyk gou na die volgende een, die 12 sterre. Nou in die Ou Testamentiese volk, tydperk, verteenwoordig die 12 sterre die 12 seuns van Jakob. Hulle is die stigters wat later die 12 stamme van Israel vorm, né? In die Nuwe Testamentiese stadium verteenwoordig die 12 sterre ook die 12 apostels wat die stigters van die Nuwe Testamentiese kerk is. Let op die aantal kere wat die apostels as die 12 aangespreek word, né? Jy kan sien in Matteus 10, Matteus 11, Matteus 20, Matteus 26, oral praat hulle van as die 12. Nou, die gees van profesie het ook saamgestem. As in the Old Testament, the 12 patriarchs stood as representatives of Israel, so the 12 apostles stood as representatives of the Gospel Church. Nee? Goed. Volgende element, die vrou se saad. Die saad is Jesus, soos duidelik gesien word in Openbaring 12 vers 5. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n yster scepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Goed, so die saad is Jesus, nee. Die derde element is die draak. En dit sien ons nou in 12 vers 3. Kom ons kyk gou wat sê die gees van profesie vir ons. The line of prophecy in which these symbols are found begins with Revelation 12, with the dragon that sought to destroy Christ at his birth. The dragon is said to be Satan, soos in vers 9. It was that moved upon Herod
to put the Savior to death. But the chief agent of Satan is making war upon Christ and his people during the first centuries of the Christian era was the Roman Empire, in which paganism was the prevailing religion. Thus, while the dragon primarily represents Satan, it is, in a secondary sense, a symbol of pagan Rome. So, onthou wat ons laas keer ook gesê het, die Satan het altyd sy puppets, sy agente met wie hy wat sy werk vir hom verrig. In hierdie tyd was dit die heidense Romeine gewees. En volgende een was dit die Papal Rome gewees. En so was dit elke keer, eers was dit Babylonie gewees, en toe was dit die Medo-Perse gewees, en so was dit elke keer 'n ander symbool gewees, of 'n sekondêre mag gewees, maar eintlik was die Satan in beheer van alles gewees, nê? Nee. Okay. Die vierde element is vyandskap teen die vrou se saad. Daai enmity waarvan ons gepraat het. En dit is in vers 4 wat ons kyk daarna. Okay, goed, dit is algemeen in die boek Openbaring om die breë omvang van gebeure in 'n groep te bied. Met ander woorde, kom ons kyk gou net hier na 'n paar voorbeelde. In hierdie gedeelte, ons hoef nie daai hele stuk te lees, want dit is bietjie lank. In hierdie gedeelte van vers 8, dit is die voorbidding met die wierookbak en die neergooi daarvan, bied die hele tydperk van voorbidding aan, tussen Christus en sy voorbiddingsbediening, tot op die einde van die genade tydperk. So vanuit hy basies in daardie gedeelte van die tempel inbeweeg het tot en met die einde toe. Dis wat daai hele gedeelte vir ons sê. Dit is 'n lang tydperk waaroor dit gaan. Openbaring 13 vers 11 gaan ook oor, daar is 'n tydsinterval tussen die horings, soos 'n lam en soos die praat van die draak, alhoewel albei gelyktydig voorgestel word, maar hulle doen nie altyd dieselfde werk op gelyktydige tyd nie. Openbaring 13 vers 3, daar word van 'n dodelike wond en die genesing daarvan gepraat as een na die ander soort sonder 'n enige tydsinterval. Maar daar is 'n lang tydperk vandat hy die wond gekry het totdat hy genees word. Soos wat ons weet. Soos wat ons nou volgende keer ook sal na kyk na die dodelike wond. En dan 11 vers 19, dis 2 gebeure wat sonder enige tydsinterval gebeur het. Ons moet nie verbaas wees dat Johannes van die oorspronklike gebeurtenis na die kruis spring en ons sodoende die breë sweep van die dinge gee. So dit is basies Openbaring 12 is basies geskiedenis van die begin af tot op die einde in 'n kwessie van 'n hoofstuk. Openbaring 12 vers 4 gee vir ons die hele omvang van die geskil tussen Christus en Satan, van die oorsprong van sonde in die hemel tot Christus aan die kruis gesterf het. Kom ons lees gou daai enetjie. En sy sterf het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. So dit is die Great Controversy in 'n vers basis gesit. Vers 4 gee eers 'n terugflits na wat in die hemel gebeur het en dan gaan reguit voort om na die geboorte van Jesus te beskryf, né? Nee? In vers 7, ek net geskies. Okay. In vers 7 gee hy weer 'n terugflits na die hemel en handel dan oor gebeure na Jesus se hemelvaart. Verse 7 tot 10, Openbaring 12, verse 7 tot 10, neem ons 'n bietjie verder vorentoe as wat vers 3 en vers 5. Die struktuur van Openbaring 12, van vers 3 en 4 en dan van 7 tot 12, moet op die volgende maniere verstaan word. Eerstens, dit fokus op Christus se geboorte. En dit is nou in verse Openbaring 12 vers 3 en 4. Terugflits. Voor die skepping in die hemel het die draak deur sy leuns, met ander woorde, leuns is sy stert. Met sy stert 1/3 van Christus se engele weggevee. Skietkundige gebeurtenis is Satan het voor die vrou gestaan toe Jesus op die punt was om gebore te word. Fokus, volgende een is dit fokus op Christus se oorwinning aan die kruis. Nee, en dit is in Openbaring 12, dit is nou die tweede gedeelte so wat ons kyk, Openbaring 12 vers 7 tot 12. Daar hierdie moet gekyk word, die terugflits daarvan is
Satan is oorspronklik uit die hemel uitgewerp met sy engele, wat was oorspronklik Michael se engele gewees, né? Die tye van verse 7 tot 9 dui duidelik aan dat dit 'n vorige gebeurtenis waarna die perspektief van die Here gekyk word. Dit sê daarso: en oorlog het in die hemel uitgebreek. Michael en sy engele het teen die draak en die draak van sy engele het geveg. Maar hulle het dit nie gedoen nie en daar is nie meer vir hulle plek in die hemel gevind nie. So die groot draak uitgewerp is. Daardie slang van ouds, genaamd die duiwel en Satan, wat mislei die hele wêreld. Hy is na die aarde gewerp en sy engele saam met hom uitgegooi. Hierdie is direk vertaal van Engels na Afrikaans toe. So dis baie gebroke hoor. Sorry vir dit. Is dit? So dit is nou basies die terugflits wat in die hemel gebeur het, né? Nou waarna in die historiese gebeurtenis waarna verse 10 tot 12 dan is dan Satan se woede sal nou die gevolge van die verlede beskryf, né? Die gevolge van dit wat gebeur het gaan hy nou beskryf. Christus se oorwinning word in Openbaring 12 vers 10 tot 12 gevier. Daar word ons vertel dat die hemelse leerskare het gesing omdat Christus Satan aan die kruis verslaan het. Goed, kom ons kyk gou 'n bietjie na hierdie, na Satan, ek kan net nie so seker maak, OK, goed, kom ons kyk gou nou eers 'n bietjie goed na Satan se woede. Kom ons kyk gou wat daar gaan sê. Hierdie woede word in vers 6 en verse 13 tot 5. Dit lyk asof dit heeltemal so de mekaar is hierdie hele hoofstuk, maar dit lyk asof hy so in verse 6 en dan van 13 tot 15 word hierdie woede nou beskryf. Kom ons kyk gou hierso na. Die duiwel wou eers van die kind ontslaa raak, né? Ons het dit mos gesien, hy wou eers van die kind ontslaa raak. Nou wanneer die kind ontsnap het, gaan hy agter die moeder aan, né? Hoe dink jy voel 'n kind oor wanneer iemand sy ma mishandel? Is daar iets wat ons meer lief het as ons ma? Hy wat aan sy moeder raak aan die kind of aan die seun, né? Nou wanneer God toevlug vir die vrou voorsien het, om na die troon van die slang te ontvlug, gaan die slang agter die oorblyfsel aan van haar saad. Met ander woorde, dit was eers van Jesus af, toe gaan dit na sy moeder toe, en toe gaan dit na die kerk toe, na sy nageslag. Ons is basies sy nageslag toe, né? Nou die 3 Ou Testamentiese kontekste vorm die agtergrond van Openbaring. Eerste een, Genesis 3 vers 15, wat ons reeds bestudeer het, né? En dan gaan ons na Daniël 7 toe, hy wys na die horingkie, die tydperk en die vervolging van die heiliges is dieselfde, né? En dan gaan ook oor na die Elia verhaal toe, wat mos die belangrikste agtergrond is daarso, né? Die verskil tussen Jezebel, en wat Jezebel gedoen het teenoor Elia, né? En hoe die Here vir Elia dan daar beskerm, selfde soos wat ons hele storie van die uittog van Egipte was. Dieselfde tipe situasie daarso ook. Openbaring 12 vers 6 stel verskeie elemente bekend wat in verse 13 tot 15 herhaal en versterk word. Eers kry ons die vrou, dan die slang, dan die wildernis en dan die plek waarna toe hy geneem het en dat sy gevoed word vir tyd, tye en 'n halwe tyd. So daai is die belangrike punte wat ons nou gou gaan na kyk. Ons kyk gou Openbaring 12 vers 6 lei bloot die volgende stadium in die drama in. Maar vertel nie vir ons hoekom die draak woedend teenoor die vrou was nie, né? En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek gehad het wat deur God gereed gemaak is. En hulle het daar sou onderhou 1260 dae lank. Nou goed, om die rede te weet, moet ons na 'n bietjie versterking kyk in verse 13 tot 15. Hier gee dit vir ons die rede, hoekom is hy kwaad? En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd,
En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. Nou goed, 'n vergelyking van Daniël 7 vers 25 en Openbaring 12 vers 6 en 14 openbaar 3 dinge vir ons. Kom ons lees gou-gou daardie enetjie ook. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wette verander. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Ons sê. So kom ons kyk gou-gou ons vergelyk gou-gou daardie met mekaar dat ons net kan verstaan wat hier bedoel word. Eerstens is die vrou verteenwoordig die heiliges van die Allerhoogste, né? Dit was my so 'n mooi prentjie gewees. Sien, daar's die bruid. En die bruid staan net almal van ons uit, né? En dit is Jesus se bruid. So die vrou verteenwoordig die heiliges van die Allerhoogste. Dan die krag agter die horingkie is die draak, die antieke slang, die duiwel, die ou Satan. En dan die 3,5 keer is dieselfde as die 1260 jaar. So wat se tydperk is dit? Dis die middeleeue, nee, dis korrek. Nou vers 13 sê vir ons ontdek nou die rede. In vers 13 ontdek ons nou die rede waarom die draak woedend is vir die vrou en het teen haar oorlog gevoer. Die draak was kwaad omdat hy aan die kruis op die aarde neergewerp is, want Jesus het hom oorwin op die kruis. Dis hoekom hy kwaad was, want hy het alles probeer om dit te verhoed. En toe het dit gebeur, né? So daar's niks wat hy daaraan kan doen nie. Gees van profesie sê vir ons, early writings, Satan again counseled with his angels and with bitter hatred against God's government, told them that while he retained his power and his authority upon the earth, the efforts must be tenfold stronger against the followers of Jesus. En wie's dit? Dis julle, is ons wat dit staan. They had prevailed nothing against Christ, but must overthrow his followers, if possible. In every generation, they must seek to ensnare those who would believe in Jesus. He related to his angels that Jesus had given his disciples power to rebuke them and cast them out, and to heal those whom they should afflict. Then Satan's angels went forth like roaring lions, seeking to destroy the followers of Jesus. Ek kon dit nie beter stel as dit nie. Nee? So weet jy wat, as jy deel is van hierdie mense, teen wie hulle soos roaring lions gaan, dan sê jy op jou knieë, dankie Here daarvoor. Dis 'n groot eer, laat die duiwel so teen jou staan. Dis 'n groot eer, want dan word jy geken as a follower of Christ. Vers 14 sê vir ons, die arend se vlerke herinner ons aan die uittog uit Egipte, het ek hom daarsom. Ja. Ek sal nou daarby kom. Die arend se vlerke herinner ons aan die uittog uit Israel uit Egipte. In Eksodus 32 vind ons die beeldspraak van die arend wat uit Israel in die woestyn red. Die arend is 'n vinnige, kragtige voël wat hoog vlieg en sy kleintjies soos 'n oogappel beskerm. In Eksodus 19 vers 4, kom ons lees hom gou-gou. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. God sê dat hy Israel op arendsvlerke geneem het toe hy hulle verlos het van die slawerny van Farao, die groot draak, né? Farao was eintlik ook die hande van die Satan gewees, né? Dit is dieselfde manier as wat Jesus oor sy vervolgde volk gevoel het. Hy voed hulle, hy plaas hulle op sy vlerke en beskerm hulle teen die vyand. Net kyk hoe toe beskerm daai arend sy kleintjies. Vers 15 gaan oor al het die draak of die slang 7 koppe gehad, spoeg net een van die koppe water uit. Nie al 7 koppe nie, slegs een van die 7 koppe spoeg water uit. Gaan lees gou vers 15, dan sê jy sien, slegs een van die koppe het water uitgespoeg. Ons gaan, soos wat ons nou na Openbaring 13 toe gaan, dan gaan ons praat oor die 7 koppe. Praat ons oor die 7 koppe, en dan sê julle presies verstaan, hoekom sê slegs een van die 7 koppe het water uitgespoeg. Dit dui duidelik aan, dat slegs een van die 7 koppe op 'n gegewe tydstip regeer.
Op die oomblik weet ons nie watter kop die water uitspoeg nie, maar die draak sal dit maar die saak sal verduidelik word in Openbaring 17 vers 15. Kyk. So kom ons kyk gou die betekenis van waters. As ons nou kyk na water, daar's al die klomp verse wat julle nou kan lees oor wat beteken waters. En ons weet waters beteken volgens daai verse verwys na oorlog of menigte mense toe. Baie mense in oorlog. Koninkryk is horings. Horings en ja. Waters beteken oorlog en baie mense. Dit kom soos waters, né? Digbevolkte aarde. Digbevolkte areas. Dis 100%. Die waters is nie sommer enige ou waters nie. Dit is die water uit die Efraat, né? Ekskuus tog. Dis uit die Efraatrivier wat in vloedstadium, né? In Josua 24 word die Efraat beskryf onder die eufemisme van die vloed. In Genesis 15 beeld die Efraat uit as die groot rivier. En ons moet ons ook in Openbaring 12 die rivier of vloed verstaan as die draak sy mond uitspoeg as die Efraatrivier. Nou kom. Nou goed, kom ons kyk gou na die oorsig van die literêre struktuur van Openbaring 12. Eerstens kry ons terugflitse na die hemel toe. Israel in die Ou Testamentiese tydperk aangedui deur die 12 sterre is die swanger vrou, né, met die 7 sterre. Die geboorte van die kind, met ander woorde is Jesus se geboorte. Dan is dit die hemelvaart van die kind en dan die oorwinningsviering in die hemel. Dit is Openbaring 5, né? Onthou waar hy mos die hemel gegaan het, waar die hemel so bly was oor dit wat gebeur het. En dan die toorn van die draak teen die vrou. En dan die vervolging vir 1260 jaar. Die aarde help die vrou deur die waters in te sluk. En dan die finale oorlog teen die oorblyfsel. Dit is basies die hele struktuur van Openbaring 12. Sien julle die groot geskiedenis wat daar plaasvind? Dis letterlik van die begin, voordat die aarde nog geskep is in die hemel, tot hierso waar dit weer alles tot by einde toe gaan kom, né? Okay. Dit is historiese metode van die op sy beste hierdie. Dit gee ons 'n breë geskiedenis van die rebellie van Lucifer in die hemel tot op die finale oorlog teen God se volk. Kom ons kyk gou 'n bietjie hierdie identiteit van die draak. Wie is die draak? Die draak is een van die belangrikste antagonistiese protagoniste van Openbaring 12. Alhoewel dit nie direk 'n draak in Daniël 7 genoem word nie, is die 4de dier nietemin 'n draak wat die Romeinse ryk verteenwoordig, né? Goed, maar Openbaring 12 versterk die betekenis van Daniël 7. Onthou as ons gesê elke keer kom maar net so 'n bietjie meer vleis by, né? So Openbaring 12 gee net so 'n bietjie meer vleis aan Daniël 7, deur te verduidelik dat die krag agter hierdie onbeskryflike dier van Daniël 7 eintlik die Satan is. Ons sien dus dat die 4de dier die sigbare koninkryk is waardeur Satan op die agtergrond werk om die kind dood te maak. Wie was dit gewees? Was die Romeine gewees, né? Wat het hulle gedoen? Herodes het gesê, haak al die seentjies dood, né? In Daniël 7 spruit hierdie onbeskryflike dier dan 'n horingkie uit wat die heiliges vir 1260 jaar vervolg. So uit hierdie Romeinse ryk word hy nou die pausdom gewees, né? Ons weet vir 'n feit dat die horingkie Romeins is, omdat dit uit die kop van die 4de dier tussen sy 10 horings opkom, né? So hy kom op tussen die horingkies, onthou julle dit, né? Maar Openbaring 12 neem ons agter die skerms om ons te wys wat die werklike krag agter die horingkies se werk gedurende die 1260 jaar is. En dit is die draak. So die Satan het die vrou deur die instrument van Rome vervolg. Dit is die rede waarom ons in Openbaring 13 vers 2 vertel word dat die draak sy sitplek, gesag en krag aan die dier gegee het. Okay. En dit sal ons nou volgende keer sien as ons 'n bietjie gaan kyk na Openbaring 13 toe. Nou hierdie arme ouetjie word nou onmasker van hier af tot op die einde word hy so onmasker net. Hy kan nie meer 'n masker aantrek van hier af nie, hoor. Maar ons word ook vertel dat die draak na 'n tydperk van 'n blaaskans die oorblyfsel van die einde van die tyd sal vervolg. Dit is dieselfde draak wat die kind en die vrou vervolg het en daarom moet die Satan verteenwoordig
verteenwoordig wat deur Rome werk. Om die waarheid te sê, Openbaring 13 sal toon dat die dier van die aarde alles doen om die dier te beïndruk, die eerste dier nou, né? Wat almal sal beveel om dit te aanbid, om 'n beeld van hom op te maak en op sy merk daarop op te lê ook. So sit die dier van die aarde die nalatenskap van Rome voort, omdat dit soos 'n draak praat. Is daai nie nou 'n ware prentjie om dit nou te sien nie? Wat? Ja, hy praat soos 'n draak nie. Hy's 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Nee. In alle stadiums is dit Satan wat deur Rome werk. Draak vervolg die kind en gee dan die aflosstokkie oor aan die dier. En dan na 'n tydperk van 'n blaaskans, praat die dier van die aarde soos 'n draak. Wat is die blaaskans? Die deadly wound. Ag, julle is so slim. Die Gees van Profesie verduidelik hoe die Verenigde State nie net soos Satan sal praat nie, maar ook soos Rome sal praat. Nou sê dat, God's word has given warning of the impending danger. Let this be unheeded, and the Protestant world will learn that the purposes of Rome really are. Only when it is too late to escape the snare. She is silently growing into power. Her doctrines are exerting their influence in legislative halls, in the churches, and in the hearts of men. She is piling up a lofty and massive structures in the secret recesses of which her former persecutions will be repeated. Stealthily and unsuspectedly, she is strengthening her forces to further her own ends when the time shall come for her to strike. All that she desires is vantage ground, and this is already being given her. She shall soon see and shall feel what the purpose of the Roman element is. Whoever shall believe and obey the word of God will thereby incur reproach and persecution. Jippie. Dit is nie wonderlik nie. Dit is wonderlik om te weet dat ons so 'n groot dolk in sy sy is, né? Dat ons vir hom so 'n groot wat noem mense woord? 'n threat vir hom is. Dis die regte woord. Ja, al is dit so Engels, dis die regte woord. By this first beast is represented the Roman Church, an ecclesiastical body clothed with civil power, having authority to punish all dissenters. The image to the beast represents another religious body, clothed with similar powers. The formation of his image is the work of that beast, whose peaceful rise and mild professions render it so striking as a symbol of the United States. Here is to be found an image of the papacy, of an image to the beast. Okay, wat het tot die redding gekom van die vrou wat in Europa vervolg is? Wat? Die aarde. Die aarde moet na 'n ander plek verwys, né? Want al die diere van Daniël 7 het uit die see uit opgekom. Het julle dit geweet? Hulle het uit die see uit opgekom. Insluitend die 4de dier. Wat word deur die aarde voorgestel? Dit verteenwoordig die grondgebied van die Verenigde State. En ons sal dit bewys. Ons sal dit bewys. Okay? Dit is nie net ons sê dit so nie, ons sal dit bewys ook. Maar sodra ons gaan na Openbaring 13 toe. Want die VSA was 'n veilige hawe vir ontvlugting van die geweld van Europa. Toe al die persecutions daar in Europa gebeur het, kyk daar is al die skepe en alles wat uitgekom het, dis gedurende daai tydperk met die vreeslike persecutions. Toe al die Franse hugenote, kyk daar is tot enige wat afgekom het Suid-Afrika toe, die Franse hugenote wat afgekom het Suid-Afrika toe. Oralstes. En Australië, ja, oralstes het hierdie Franse hugenote op hierdie remnant basis na toe gevlug. Maar een van die hoofplekke, kyk hierdie dik lyn daarso, was die Verenigde State gewees. Nou goed, op hierdie stadium, ek gaan julle nou bewys, dit is nogal baie interessant. Op hierdie stadium het die nasie nog nie van die aarde af uitgekom nie, né? Onthou dit. Hulle het nog net vir hulle dinge is gebied. Die gebied het vanaf 1620
toevlug vir die vrou gebied en die nasie het later omstreeks September 9, 1776 uit hierdie gebied uit ontstaan. Nou kan. In Openbaring 12 vers 13 tot 15 vind ons 'n beskrywing van die vervolging van die vrou deur die draak vir 1260 jaar, middeleeuse tydperk, né? Dan in vers 16 het jy die aarde wat die vrou te hulp kom. Onthou julle daai gedeelte, die aarde het die vrou tot hulp gekom. Die aarde sal deur die vrou die aarde help dat die vrou voordat sy die 1260 jaar tot 'n einde gekom het, begin hierdie aarde al te help. Wanneer kom die 1260 jaar tot 'n einde in? 1790 uit. En hierdie speel af in die jaar 1620. Sien julle is nog 'n hele rukkie voor die tyd. So die aarde het nou tot hulp gekom. Hoe weet ons dit? Die antwoord is deur die volgorde van gebeurde in die Great Controversy. So as jy die volgorde van die Great Controversy gaan lees, dan gaan jy die antwoord ken. In the Great Controversy, bladsy 265, begin Ellen White die hoofstuk oor die Franse Revolusie, wat heel aan die einde van die 1260-jarige tydperk voorkom, né? Maar die volgende hoofstuk gaan bietjie terug in tyd. Ek net gou kyk op die volgende, ja. So die volgende een gaan bietjie terug in tyd om te beskryf hoe die gebied van die Verenigde State skuiling gebied het vir diegene wat in Europa vervolg is. Dit is 'n baie soortgelyk aan die volgorde van Openbaring 12, waar die vrou in vers 14 vir 1260 jaar vervolg word. En dan in vers 16 het ons die aarde wat die vrou te hulp kom, né? Kom ons kyk gou wat sê die gees van profesie vir ons. The periods here mentioned 40 and 2 months. Met ander woorde, 1260 jaar, of 'n tyd en 'n halwe tyd, 3 en 'n halwe jaar, selfde tydperk, né? Are the same alike, representing the time in which the Church of Christ was to suffer oppression from Rome. 1260 years of papal supremacy began in 538, and would therefore terminate in 1798. At that time, a French army entered Rome and made the Pope a prisoner, and he died in exile. Though a new Pope was soon afterwards elected, the papal hierarchy has never since been able to wield the power which it before possessed. Hoekom want church en state was nie meer met mekaar getroud nie. Yes? In die Vatikaan is daar 'n skilderstuk Ja, van waar die paus gevange geneem het. moenie lag nie. Ja. So dit is so, ja. Wonderlik. Okay. Ellen White gaan dan terug in die geskiedenis en verduidelik die pelgrims wat in die gebied van die Verenigde State in die vroeë 1600s ingetrek het. Sy sê, it was the desire for liberty of conscience that inspired the pilgrims to brave the perils of the long journey across the sea, to endure the hardships and dangers of the wilderness, and with God's blessings to lay on the shores of America the foundation of a mighty nation. Nou, kyk gou hierso na, the Mayflower was een van die skepe gewees, wat hulle het die pilgrims afgebring. In die jaar 1620 het die Mayflower die gekom. Dit is een van die skepe wat die pelgrims van Europa af na die Verenigde State toe gebring het. Wat van Ellen White se voorvaders? Ellen White's parents, Robert Harmon and Eunice Gold, were already in the United States when she was born. Ellen was born in 1827 near Gorham, Maine. White's maternal ancestors, the Goulds, came to New England in 1635. So sien julle, was daar gewees voordat die Franse Revolusie begin het, voordat daar die 1260 jaar begin het, was hulle al klaar weg. Nee? So dit wys nou net dat die aarde het hulle te hulp gekom. Die aarde het voor daardie tydperk het die vrou te hulp gekom. Okay. Onthou dat hierdie gaan nou baie belangrik wees vir ons volgende hoofstuk, om te weet wie is die aarde. En ons gaan dit sien, ons gaan dit duidelik gaan ons die verskille begin sien nou, en dit gaan nou begin baie sin maak vir julle ook. Okay, dit was van die vervolging deur die draak dat die vrou ontsnap het. Dit beteken nie dat godsdienstvryheid gedurende die koloniale tydperk altyd gerespekteer is nie. Nooit nie. Nee? Daar was godsdienstige vervolging in die koloniale tydperk ook. Met ander woorde toe die mense na
Verenigde State toe kom. Hoekom? Want die duiwel het nou gesê, waar is hulle nou? Daar is hulle. Ek gaan druk sy vinger daar ook in, né? Maar dit was nie die draak wat die vervolging altyd veroorsaak het nie. Trouwens, die kolonialiste was baie agterdogtig teen die pausdom, né? Hulle was maar baie agterdogtig, maar hulle het nog nie heeltemal hulle voete gevind wat hier aangaan nie. What nation of the New World was in 1798 rising into power, giving promise of strength to the greatness and attracting the attention of the world? The application of the symbol admits of no question. One nation, and only one, meets the specifications of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. Again and again, the thought, almost the exact words of the sacred writer, has been unconsciously employed by the orator and the historian in describing the rise and growth of this nation. The beast was seen coming up out of the earth, and according to the translator, the word here rendered coming up literally signifies to growing or spring up as a plant. And as we have seen, the nation must arise in territory previously unoccupied. A prominent writer describing the rise of the United States speaks of the mystery of a coming forth from vacancy and says, like a silent seed, we grow into empire. Nou, ons weet daar was mense gewees, maar die mense het nog nie van die Here geweet nie. So, dit is wat hulle ook van praat, die nation wat opgekom het. Daar was mense gewees, mense in Afrika ook gewees, maar dit was nie educated nie. Daar was nie Eil bevolk. Dis ou bevolk gewees, die ander woord. Ja. En hulle het nog nie van die Here geweet nie en hulle het nog nie kerke gebou en daai tipe van goeders nie. Nou kan. So amper hierso klaar. And then the European Journal in 1850 spoke of the United States as the wonderful empire which was emerging, and amid the silence of the earth, daily adding to its power and pride. Adding to its power and pride. Nou, wie is die oorblyfsel van die vrou se saad in Openbaring 12? Die vrou se saad het reeds in die eerste 5 verse van die hoofstuk as Christus geïdentifiseer is, sodat die oorblyfsel van haar saad moet die oorblyfsel van Jesus wees, nê? Wat lyk soos Jesus. Die mense wat lyk soos Jesus, nê? Met ander woorde, dit sou die saad van die saad wees. Beide Jesus en die apostel Paulus het hierdie idee ontwikkel. Kom ons kyk gou daar. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koningkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saade, asof dit op baie sê nie, maar op een, aan jou saad. Dit is Christus. So met ander woorde, hierdie laaste oorblyfsel is nie die oorblyfsel van die vrou nie. Dit is eerder die oorblyfsel van die vrou se saad, wat Jesus is, nê? Goed, kom ons kyk gou na die draak se woede. Vroeër in die hoofstuk het ons opgemerk dat die draak woedend was vir die vrou, omdat die kind na God se troon weggeruk is. Maar aan die einde van hierdie hoofstuk is die woede te wyte aan die feit dat die oorblyfsel die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus is, né? Ons ken daai vers. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie gebooie van God. Verwysings na die gebooie van God in Openbaring. Die uitdrukking onderhou die gebooie van God word in 3 plekke in die boek Openbaring gebruik. Eerste een. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Die tweede een. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Die derde een. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Voor om verder lees. Die teks sê nie dat hulle in die gebooie glo, of die gebooie het, of die gebooie leer, of dit verkondig nie. Maar hulle hou dit, nê?
So ek dink as jy leer dat iemand hulle kan iemand hulle nie kan hou nie, dan maak jy mos vir God 'n leenaar. Nee. Goed, ekskuus. Wat beteken die woord hou? Die woord bewaar beteken om te waak, om dit waar te neem, né? Goed. Dit word saam met Openbaring 16 vers 15 gelees, wat oom Jason nou vir ons gelees het, om diegene te beskryf wat hulle klere bewaar. Dit word ook in Johannes 9 vers 16 gebruik. En sommige van die fariseërs sê, hierdie man kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Is hier waar Jesus daarvan beskuldig word dat hy die Sabbat nie onderhou het nie. En dit word verder in Jakobus 2 vers 10 gebruik om die onderhouding van die 10 gebooie te beskryf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het dan almal skuldig geword. En dan die laaste, die een wat in Openbaring voorkom. En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons? Ons geloof is 'n aksie. Geloof is 'n werkwoord, né? Dit is nie 'n passiewe ding wat net gebeur nie. Dit help nie jy bid dat die Here jou moet verlos van sigarette of drank of enige ander verslawing of sonde nie, terwyl jy nog volstoom voortgaan nie, né? Want dan is dit jy nie ernstig daaroor nie en jy geniet nog die sonde te veel. Jy moet 'n aksie neem. Jy moet 'n tree in die regte rigting gee en God sal jou die paaie gelyk maak sodat jy die pad met krag verder kan stap, maar jy moet eers die keuse maak. Dis waarvan dit kom, né? Onthou, no matter what you face in life, don't let go of sand. Okay. So as die volgende keer ons gaan ons eers kyk na die dier uit die see uit. Okay, en dan daarna sal ons dan spesiaal gaan kyk na die dier uit die aarde uit. Okay. Oom Franco, sluit vir ons af asseblief. Vader, ek kom na U toe in hierdie middag. U wou ons geleer het wat ons moet doen om staande te kan bly. En laat ons hierdie kleed van ons geestelike kleed, sal wit was met U bloed, dat ons die wet sal onderhou, dat ons nie een daarvan sal verbreek nie. Maar Here, hou ons staande om te kan veg teen die draak, maar op ons eie kan ons dit nie doen nie. Laat ons ook self bekleed daagliks met Efesiërs 6, die volle wapenrusting, om te kan staande bly teen die aanslag van die Satan. Here, wees saam met ons die res van hierdie dag, totdat die son sak, waar ons 'n nuwe week ingaan. Here, dankie vir Sabbat. Dankie dat ons kan leer van U en wegkom van die daaglikse dinge wat ons so verswelg en insluk, maar dat ons net op hierdie dag wat Sabbat is, by U voete kom sit en kan kom leer van U. Here, wees saam met ons nou na ons verskillende tuistes toe gaan, en nou wie antwoord ons elkeen. In Jesus naam, amen.